Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons het vanoggend voorware 'n besonderse twee dele wat ek hoop om laat te kyk. En ek wil vir ons, voordat ons begin met die Bybel, eers voorgaan in 'n gebed waarin ons ook vir die Here vra om ons te help om sy woord te verstaan. Bid asseblief saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, U woord is ryk en omvangryk en ons as mense met die beperkings wat ons het, kan nie U woord verstaan as ons nie die leiding van U Heilige Gees het nie. En dit is dan ook waarvoor ons nou bid, dat U deur die Heilige Gees U woord vir ons oop sal maak, dat ons werklik dit kan insien en dat dit ook in ons harte brandend sal wees om vir U te leef in hierdie wêreld. Ons bid Here dan dat U ook ons gemeente sal seën, dat U die bediening van U woord vanuit hierdie gemeente sal gebruik om groot dinge in U koninkryk te doen in hierdie wêreld, veral ook in ons omgewing, ons dorp en in ons land. En ons vra dit alles van U in U Seun se naam. Amen. Nou, die deel waarmee ons besig is, soos wat julle weet, ons is besig met die liturgie en spesifiek die gedeelte wat handel oor die kansel en die tafel, met ander woorde die woordbediening, die verklaring van die woord, as ook die sakrament wat daarmee saamloop, wat die sigbare gestalte van die woordbediening is. Nou, as ons verder gaan met hierdie Bybelstudie oor die kansel en die tafel, wil ek eers nou gaan na die Ou Testament toe en baie spesifiek na Eksodus hoofstuk 24 toe. En ek wil net eers Eksodus 24 'n gedeelte van lees saam met julle uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En dan is daar, kom ons sê, soos teksverse wat ons dan in detail na gaan kyk, en ons sal by Eksodus 24 die oorspronklike Hebreëus gebruik en ons sal ook 'n vertaling van die Hebreëus in Grieks, die baie bekende Septuaginta gebruik. En ons sal bietjie kyk daarna die betekenis van die woorde en hoe ons dan ook die ontmoeting met God moet verstaan, want ons is hier besig om te kyk na dat 'n erediens, die algemene persepsie vandag is dat ek gaan na 'n erediens toe want ek gaan kry daar pitkos. Maar 'n erediens is 'n ontmoeting met God waarin ons ook kom om God te dien. En die fokus is nie op ons wat moet iets ontvang nie. Nou, kom ons lees Eksodus 24. Moses en die oudstes klim op die berg. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Here toe op. Jy en Aaron, Nadab, Abihu en 70 van die oudstes van Israel en buig julle neer van ver af. En laat Moses alleen naderkom na die Here toe, maar hulle moet nie naderkom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg hom klaar gemaak en onder die berg 'n altaar gebou. En 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur. Die het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi
en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen, en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. En daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien. En onder sy voete, net soos 'n vloerwerk van safier, stene en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgesteek nie, en hulle het God aanskou, en daarop het hulle geëet en gedrink. Nou, ons weet dat dit is hier waar die Here dan ook met in die ontmoeting met sy volk, dat hy met hulle praat en dat hy al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. So Moses het nader gekom na die Here toe, maar die volk moet nie nader kom nie, hulle staan aan die onderkant en hulle klim nie op nie. Toe kom Moses na die volk en hy het al die verordeninge vir hulle vertel. So hierdie oudstes het ook gehoor wat die Here gesê het, en die volk sê hulle sal dit doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg om klaargemaak en onder die berge altaar gebou, 12 klippe, vir een klip vir elke stam van die volk van Israel, en daar is dan brandoffers geoffer. En dan kyk vers 7, en hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. So dit is eers kansel, eers woord, en hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen, en daarna luister. En dan het Moses die bloed geneem, en dit gooi dit uit op die volk, en sê, dit is die bloed van die verbond, en daarna klim Moses en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 oudstes, en hulle sien God, en uiteindelik is daar dan, hulle oorleef die ontmoeting met God, wil 'n mens sê, en daar is ook 'n verbondsmaaltyd wat daarop volg. Goed, nou kom ons kyk 'n bietjie. Dit is hoe die Hebreëus lyk in vers 7, en nou werk dit anderste as met Grieks. Jy lees van die regterkant af na die linkerkant toe, en een woordjie het baie keer, ek sal vir julle wys byvoorbeeld, en daarop het Moshe is Moses, daar is die werkwoord, het Moses opgeklim met Nadab, Abihu en 70 van die oudstes van Israel. Goed, en dan die vers 10 sê, en hulle het die God van Israel gesien. Nou, dit moet 'n mens nou weet, en hulle het Elihai Yisrael, en hulle het Elihai, en hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was dit soos 'n plaveisel van safiersteen, helder soos die hemel self. In vers 11, maar die Here het nie sy hand uitgesteek teen die vooraanstaandes van die kinders van Israel nie. Hulle het God aanskou, en nou gebruik hy 'n bietjie 'n ander woord,
aan die een kant is daar hierdie speling tussen sien en aanskou, so ons het verskillende woorde, wat belangrik is om raak te sien, hier word verskillende woorde gebruik, vir sien en aanskou, en hulle het geëet en gedrink. Nou, vers 11 sê, daar was dus hier die verbondsmaaltyd, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. 'n Mens kyk daai deel dalk baie keer 'n bietjie mis in die teks, en jy besef nie, maar hierna, nadat hulle God se woord gehoor het, God gesien het, is daar hier die verbondsmaaltyd, waar Moses en die 70 leiers van die volk uiteindelik dan in die teenwoordigheid van die Here eet. Die volk staan daar aan die onderkant van die berg. Nou, 'n baie bekende, omdat ons werk met die teks, ons wil so naby as moontlik kom aan dit wat die Here vir ons sê, wat daar staan in die Bybel, nee. Gebruik ek nie 'n kommentaar nie. Met ander woorde, iemand se verstaan van dit wat hulle glo wat daar staan in die teks nie, maar ek gaan kyk saam met julle na die woorde en die betekenis van daardie woorde. Nou, dit sal 'n mens sê, maar dit is seker 'n woordeboek. Nie, jy kry iets anderste wat 'n teologiese woordeboek is. Met ander woorde, wat vir jou sê dat hierdie woord binne die konteks van die Bybel, is dit die betekenis van hierdie woord. Nou, 'n mens moet verstaan wat hier gebeur, hierdie 70 oudstes, wie is hulle? En hoekom laat die Here nie die hele volk dit alles beleef nie? En dan moet ons gaan kyk na die woord wat hier gebruik word vir hulle. Nou, die Nuwe Testamentiese weergawe van 'n teologiese woordeboek, is 'n boek met die naam van, ons praat maar sommer van Kittel. Aan die ander kant is daar in die Ou Testament ook so 'n teologiese woordeboek, en die hoofredakteur van hierdie teologiese woordeboek van die Ou Testament is Johannes Botterweg. So ons praat maar sommer van Botterweg. Nou, hy's 'n baie gesaghebende verklaarder van die Ou Testamentiese woorde. Nou, en hy gaan baie in op hierdie 70, en hoekom dit belangrik is, hoekom ons dit moet mooi verstaan, en dit is Atsiel, en Atsiel is dan die vooraanstaandes, die edeles of die leiers. En nou, Hebreëse woorde het wortels of basiese letters, wat die basiese woord was. Nou, as jy gaan kyk na daardie basiese betekenis van die letters, dan beteken dit 'n sy of 'n hoek of 'n uiterste punt. En so in die fisiese anatomie dui die verwante vorme op die gewigte of die ledemate van 'n liggaam. Met ander woorde, 'n gedeelte. Nie die geheel nie, 'n gedeelte. Wanneer dit op mense toegepas word, dui Atsiel op die wat die hoeke of die stitte of die fondamente van die samelewing beklee. So hierdie was die mense op wie hierdie volk staat gemaak het. Hulle was die pilare. Hulle was die leiers. Hulle is die edeles. Hulle speel 'n belangrike rol in die volkwees en in die bestaan van hierdie mense. Dit is hulle wat God nader na hom toe bring, en wat hulle God sien en in 'n verbondsmaaltyd is, want hulle gaan weer terug na die volk toe, en hulle gaan daardie rol speel in die lewe van hulle volk. Nou, dit is omtrent hoe ek het sien, hoe 'n ouma en 'n oupa in 'n familie speel hulle so 'n rol. Hulle is die stitte of die pilare of die fondamente wat die leiding gee en wat bepaal. Goed, so Botterweg beklemtoon dat die betekenis van die gebruik Atsiel in vers 11
Naas oudstes is weer 'n ander woord van vers 9. Hy sê dat die term verwys na die verteenwoordigende elite van die verbondsgemeenskap. En dan word spesifiek nog genoem by name onder hierdie mense Moses, Aaron, Nadab en Abihu, 'n kleiner kring. Nou soortgelyk kom 'n mens agter is die werkswyse in die Nuwe Testament wanneer die Here Jesus 12 disippels het en dan onder sy disippels het hy ook 'n binnekring gehad van 3 disippels, Petrus, Jakobus en Johannes. Ek weet nie of julle daar 'n korrelasie kan sien nie, ek glo julle kan. So die kernfokus van vers 11 is dat God sy hand nie, en dit is wat Botterweg sê, hy self sien in dat dit is belangrik om raak te sien, dat God nie sy hand uitsteek na die Atsiel, die vooraanstaandes nie, en in die ou nabye ooste is die direkte aanskouing van die goddelike. Nou die woord vir aanskouing of sien is Gadza, was dodelik vir 'n mens, vir 'n sterfeling. Die uiteensetting beklemtoon dat hierdie aangewese verteenwoordigers 'n unieke vrystelling van die goddelike oordeel ontvang. In ander woorde, tydelik beskerm God hulle en die oordeel van God tref hulle nie wanneer hulle God sien nie. Wanneer hulle in so intieme ruimte kom, so naby aan God nie. En Botterweg maak tereg die punt dat dit is verskriklik belangrik om dit raak te sien, en daardie intieme kontak met God is nie net sien nie, maar dit word selfs dat hulle 'n maaltyd eet en drink in God se teenwoordigheid. So dit maak Eksodus 24 van geweldige groot betekenis en belang, want wanneer ons in die erediens ingaan, dan bevind ons ook in die teenwoordigheid van God. En dit is hoekom ons kyk na hierdie gedeelte vanoggend. Nou, wat het hulle gesien? En as jy nou gaan kyk na wat Botterweg spesifiek sê oor sien en aanskou in Eksodus 24 se eerste 11 verse, dan gaan daar vir jou 'n wêreld oop, nee. So hier kom sterflike mense wat God God geskep het, en hulle kom in die teenwoordigheid van die magtigste wese van die ganse heelal en hulle oorleef dit. Maar wat het hulle gesien? So dan kyk net 'n bietjie, ek wil net gou dit vir julle wys, daar's verskillende woorde wat gebruik word. In vers 10 is die Hebreëse woord ra'a, en dit is, hulle het God gesien, en dan is dit Gaza in vers 11, so dit is verskillende woorde. So in Eksodus 24 vers 17 staan daar, en die aanskouing, of die verskynsel van die heerlikheid van die Here op die top van die berg, was soos 'n verterende vuur. So daai aanskouing dan in vers 17 is weer 'n ander uitdrukking. So Botterweg sê dat die verskynsel van aanskouing in die konteks van teofanie, nou 'n teofanie is 'n godsverskyning, moet ons so verstaan. In die Ou Testament verskyn God op verskillende maniere aan mense, en 'n teofanie is Griekse woorde, 2 Griekse woorde, theophanos, theo is die woord vir God en phanos is vir verskyn. So kom ons kyk na hierdie 3 forme van sien in Eksodus 24. Nou weer eens, ek gebruik die Theological Dictionary of the Old Testament van Botterweg, wat ek dink die mees standaard basiese werk is, as jy hierdie tipe van goed doen wat ons doen. Nou in Eksodus 24 vers 10 is dit die woord ra'a. Dit is die algemene Hebreëse werkwoord vir fisiese
en geestelike waarneming. So dis beide. Fisies sien jy iets, en geestelik is daar by jou 'n waarneming. Wanneer dit op God toegepas word, dui dit op 'n direkte teofaniese ervaring. In ander woorde, hulle het definitief iets fisies gesien, hulle het ook geestelik iets beleef of gesien. Dit is, as jy die woord ra'a sien, weer eens onthou jy lees van links na regs, dan beteken dit, hierdie is 'n teofanie. God verskyn hier. Dit is bo alle twyfel duidelik. Hulle het nie 'n denkbeeldige visioen gehad nie. Hulle is nie soos profete wat 'n visioen het nie. Dit is God wat hulle sien. Maar 'n werklike ontmoeting met God wat teenwoordig is. So, ek dink dat dit moet vir ons in die eerste plek baie duidelik vasstaan. Dat God was werklik daar en in hulle teenwoordigheid, dit is nie 'n visioen nie, en hulle oorleef dit. En hulle is in die teenwoordigheid van God, en hulle eet en drink in die teenwoordigheid van God. So, dit is groot, en dis die eerste punt wat 'n mens moet snap hier, dat dit moontlik is, en dat dit alreeds in die Ou Testament gebeur het. En wat is die verband met die erediens wat ons vandag het? So dit vorm 'n mens se denke oor hoe jy dink oor die erediens. En dan in vers 11 kry jy die woord gaza, en dit is ook 'n woord wat beteken aanskou. Hierdie woord is meer gebruik dikwels vir profetiese of geestelike aanskouing. Nou as dit net gaza was, wat gebruik was in hierdie gedeelte, dan sou ons gesê het, ja, maar hierdie mense het God nie werklik, hulle het nie werklik iets van God gesien nie. Maar nou word die woord ra'a ook in vers 10 gebruik, en dan gaza in vers 11, wat ook sê hulle het geestelik iets beleef. So Botterweg wys daarop dat gaza 'n dieper kontemplatiewe aanskouing uitdruk. 'n aanskouing wat gepaard gegaan het met eerbied en verbasing en intieme gemeenskap, soos wat dit dan uiteindelik ook word in die maaltyd. So daar is iets van 'n dit druk iets uit van die gewaarwording in die mens, van dit wat in die mens daar gebeur, van die oorweldiging van die mens. En dan, asof dit nou nie genoeg is nie, dis alles in een hoofstuk, nee, dis enkele verse uit mekaar uit. In vers 17 word daar nog 'n ander woord gebruik, en dit is ma'are, en mar'e of mar'e, mens moet eintlik daar 'n pose neem, is afgelei van die woord ra'a. Nou kom ek wys vir julle, daar is R, en dit is eintlik die eerste letter van die Hebreëse alfabet, en dan 'n uitgang A, wat seker neerkom op 'n H. Nou as jy nou gaan kyk na die woord mar'e, dan sal jy sien, daar is presies daardie letters. Daar is die R, daar is die alef, en daar is die J. So die twee woorde, nommer 1 en nommer 3, hou met mekaar verband. Nommer 1 is fisiese aanskouing en geestelike aanskouing. So hierdie, of sien, ekskuus, dan mar'e sal soortgelyke betekenis hê, nee? Dit gaan dus ook weer eens dui op 'n uiterlike waarneming. Afgelei van ra'a verwys hierdie term na die uiterlike verskyningsvorm of optiese indruk van God se teenwoordigheid vir die oë van die res van die volk onder aan die berg. So die volk wat nie saam met Moses, Nadab, Abihu en Aaron saam met die 70 oudstes daar in die teenwoordigheid van God is nie, onder die berg beleef hulle ook iets van wat hulle fisies sien, van hierdie teofanie wat besig is om op die berg plaas te vind. Vir die breë volk was die sien van God beperk tot mar'e, met ander woorde van sy heerlikheid, van die
die wolk van heerlikheid, wat ook soos 'n verterende vuur vir hulle gelyk het. Met ander woorde, soos bliksemstrale. En dit sou vir hulle uit die aard van die saak oorweldigend gewees het. Nou, hoe Botterweg die sien van God verstaan, verduidelik dat die Bybelse uitdrukking om God te sien in Eksodus 24 op 'n baie spesifieke wyse verstaan moet word. En ek hou baie van dit wat hy hier sê, en ek stem saam met wat hy hier sê. Hy sê, dit is nie 'n antropomorfiese menslike gesig nie. Nou, antropomorfies beteken om om God te beskryf in terme van menslike eienskappe, asof hy 'n gesig het, asof hy 'n hand het. Met ander woorde, die hand van God het nie na hulle toe uitgegaan en hulle vernietig nie. Dis op 'n menslike manier verduidelik ons iets van wie God is, maar God moet ons altyd onthou, is gans anders as ons, hy is die Vader, die Seun en die Gees. As jy net kyk na die Seun, dan kan jy sê, ja, daar's 'n ooreenkoms met wie ons as mense is, maar dit is nie van toepassing op die Vader byvoorbeeld, of op die Gees nie, as jy die persone onderskei. So, nou wat Botterweg dus hier sê is, ons moenie hier dink aan, hulle sien 'n mensagtige figuur nie, wat daar voor hulle staan nie. As jy so daaroor dink, hulle sien God, en hulle sien iets van God, soveel as wat mense kan sien van God, maar hulle sien nie hierdie een of ander spookagtige menslike figuur nie. So dit ontbreek enige fisiese beskrywing van God se gelaat of liggaam heeltemal. As jy gaan kyk na hierdie gedeelte, dan kom jy agter, hulle sê nie 'n enkele woord van dit wat hulle van God gesien het nie. Nie een woord nie. Die volgende woorde is, hulle beskryf dit wat onder sy voete was, die safier plaveisel. Hulle sê nie eers of God oë het nie, of hy ore het nie, of hy 'n neus het nie. Daar is Hebreëse uitdrukkings in die Bybel wat so van God op 'n antropomorfiese wyse praat. En hoekom is dit nie daar in die teks nie? Hoekom laat die Heilige Gees Moses nie so iets neerskryf nie? Want Moses kan nie iets neerskryf nie. Dit wat hulle aanskou, dit wat hulle sien, dit wat hulle daar in die teenwoordigheid van God beleef, is net te groot, dis te omvangryk, dis te oorweldigend. Want onthou nou, dit was ook deel van die betekenis van die woorde wat ons met sien vertaal het, is dit was die geestelike sien, die geestelike gewaarwording. Dit is net God is te groot, hy is te almagtig. Om God te sien beteken hier dus om in die teenwoordigheid van sy hemelse troon sfeer te staan, om in sy teenwoordigheid te wees, al eerder as om 'n anatomiese of 'n fisiese beeld van God self waar te neem. En as jy dit besef, en jy sien dit, en jy dink dan dat hierdie almagtige God laat sy seun uiteindelik 'n mens word in die Nuwe Testament, en Petrus en die disippels kan hom sien, en mense kan hom sien, en in sy teenwoordigheid wees, dan begin jy sien maar hoe groot die ontwikkeling is in God se openbaring van homself, vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En dit is weer eens iets wat 'n mens eintlik eers besef, wanneer jy eksegese gaan doen, en net gaan kyk na wat staan daar in Eksodus 24, en jy begin oor die goed dink. Goed, so, hier is natuurlik 'n geweldige belangrike ding, wat juist dui op ons Here Jesus, en wat vir ons baie duidelik wys hoe wonderlik bevoorreg ons is, om te kan lees, van hoe dat mense in sy direkte omgewing en teenwoordigheid kon wees. As jy in ag neem, hoe daar nog afstand is, en grense is, in Eksodus 24,
En wat 'n uitsondering God hier maak. Hy skerm as het ware vir Moses, Nadab, Abihu, Aaron en hierdie oudstes van die volk, hierdie pilare van die volk. Hy beskerm hulle eintlik met sy hand, soos wat hy later ook vir Elia beskerm. Hy beskerm hulle, hy hou hulle veilig van wie? Van hom en van sy heiligheid, dat hulle in sy teenwoordigheid kan wees. So in die Ou Testamentiese denke is die direkte aanskouing van God vir 'n sterflike mens normaalweg absoluut 100% dodelik, want jy's 'n sondaar wat in die teenwoordigheid van die mees heilige God kom. So Eksodus 33 vers 20 sê dat niemand kan my sien en bly lewe nie. En Botterweg wys daarop dat die sien in Eksodus 24, en onthou nou ons het mooi na daai woorde gekyk, 'n soewereine genade openbaring is. In ander woorde soewerein in die sin van dit is God se besluit om hier genade te bewys aan hierdie mense en aan die volk by die voet van die berg, dat hulle kan in sy teenwoordigheid wees en dit oorleef. God het sy hand nie uitgesteek nie. In ander woorde, hy het nie sy hand na hulle toe uitgesteek vernietigend nie, om hulle te tref nie, om hulle te slaan nie, maar God het as het ware sy hand oor hulle gehou, om hulle te beskerm teen God sy heiligheid, want dis sondaars. Hulle siening, of hulle sien van God, het nie tot hulle vernietiging gelei nie, maar tot 'n verbondsmaaltyd. En nou moet jy onthou, dit is op sigself ontsettend belangrik, want dit beteken, as jy saam met iemand geëet en gedrink het, dan het dit beteken, die saak tussen my en jou is 100% reg. Dis in die reine gestel. Ons kan gemeenskap met mekaar beoefen. Eet in die Bybel en in die Ou Testamentiese tyd is nie net die inneem van 'n sekere hoeveelheid kalorieë nie. Dit is simbolies van hier is 'n verhouding tussen ons. Ons beoefen gemeenskap met mekaar. Kyk, mense vandag sit voor televisies en eet. Vroeger jare het mense aan tafels geëet. En dan het die mense aan tafel nie net geëet nie, maar hulle het gesels en hulle het onderlinge gemeenskap met mekaar beoefen. Hulle het die dag se gebeure met mekaar gedeel. En dit is wat 'n ete eintlik is en wat dit moet wees. En dit is wat hier ook gebeur. Hierdie mense is in die teenwoordigheid van God en dit alles is net genade, genade en weer eens genade dat dit moontlik is vir hierdie oudstes. En onthou nou, hulle is die pilare en die verteenwoordigers van die ganse volk. So Eksodus 24 sê eintlik vir ons en wys vir ons, die Here trek as het ware die gordyne bietjie voor ons oë weg en hy sê vir ons, dit is wat gaan gebeur in die Nuwe Testament. Dit is wie God is, ten spyte van hierdie mense en hulle sonde. Kyk hier in en aanskou wat hier gebeur. En dan moet jy besef, nou moet jy nog verder kyk, nee. Ons het die voordeel, ons kyk nou terug na die Nuwe Testament toe, en ons sien, ons weet van ons Here Jesus, en ons weet hoe dat sy disippels en sy volgelinge in sy teenwoordigheid saam met hom geëet en gedrink het. En nou begin die Bybel, en die Bybel sê ook vir ons, kyk nog verder na julle toekoms en sien wat wag vir julle na die wederkoms van ons Here Jesus, as ons self so in die teenwoordigheid van God kan gaan wees en in sy teenwoordigheid kan eet en kan drink en gemeenskap met hom kan beoefen. Dit is groot, dit is oorweldigend. En die verskil tussen die leiers op die berg en die volk onderaan, hulle was die verteenwoordigers van Israel en hulle ervaar intieme, direkte
aanskouing, en dit is een woord wat gebruik word daar in die Hebreëus, van die goddelike troonruimte, die volk onderaan, is dit meer 'n indirekte aanskouing. Die volk sien slegs mar'e, die verskynsel van die kafot, die heerlikheid, as 'n verterende vuur. So hulle sien as dit ware net die ander kant, nee. Daai kan ons nou sê, kom ons sê die kwaai kant van God. Terwyl die oudstes aanskou die genade kant van God, die barmhartigheid, terwyl die volk sien die verterende vuur, die regverdige kant. En hulle sien, hulle kyk na presies dieselfde God, maar van verskillende hoeke af. En ons het die voordeel, dis die wonder van die woord van die Here, is die woord van die Here wys vir ons die hele prentjie, as jy Eksodus 24 lees. En as die dominee nou kom en hy verduidelik vir jou dit alles wat hier staan, dan kry jy die voller prentjie. En jy begin dit ook sien vanuit jou Nuwe Testamentiese perspektief, en jy kry die toekomstige perspektief. Dan gaan daar vir jou 'n wêreld oop oor God en wie hy is. Dit handhaaf God se heiligheid en afstand vir die ongewyde skare, terwyl dit nog tog sy werklike teenwoordigheid bevestig. So, Botterweg sê om God te sien in Eksodus 24 is 'n visuele waarneming van God se wese, of nie van God se wese of sy gesig nie, dis nie sien soos wat ek jou sal sien nie, maar 'n objektiewe, teofaniese openbaring van sy troon en heerlikheid. En ek dink Botterweg sê dit, omdat as jy gaan kyk na die res van die Ou Testament, het ons nie beskrywings van God se voorkoms nie. Ek dink spesifiek hier aan daardie fenominale eerste hoofstuk van Esegiel. Is dit eintlik 'n beskrywing van God se troon en troondraers. Jy kry iets soortgelyk in Openbaring, maar in Openbaring het ons ook in hoofstuk 1 'n beskrywing van die voorkoms van die verheerlikte Here Jesus. Nee, maar ons het nie 'n beskrywing van God, die Vader se voorkoms nie. Maar ons het wel 'n beskrywing van die troon. Gaan kyk 'n bietjie Openbaring hoofstuk 4. Dit dien as 'n visuele bekragtiging dat die verbond tussen Jahwe en Israel amptelik gesluit is. Met ander woorde, 'n verhouding met God is moontlik. En ek dink dit is die Bybel sê vir ons, daar is 'n God. En dit is moontlik om met God 'n verhouding te hê, want God wil die verhouding met ons hê. En God wil die verhouding met ons onderhou. En dit verander alles. Maar dit gee mense 'n bepaalde perspektief op God en op wie hy is, wat nie in die heersende teologie van ons tyd is nie. Jy weet, die idee, as jy vir mense vra en hulle sê vir jou God is liewe Jesus, en jy kry die indruk maar dat liewe Jesus is vir hulle, hulle is baie gemaklik, en dis nie 'n respekvolle verhouding nie. Ek dink is ongelooflik ongebalanseerd en nie die volle waarheid nie, want daar's 'n geweldige stuk onkunde hier. Nou goed, dis hoe die Grieks lyk, of die Griekse vertaling, dis gemaak in die tyd van die Babyloniese ballingskap, en LXX is die aanduiding van die Septuaginta. Daar was 'n tradisie, ons kan eendag daaroor praat, ons gaan nie nou tyd daaraan spandeer nie. En hier het jy dan nou, dis 'n baie gesaghebende en 'n belangrike vertaling van die Ou Testament. Goed, hulle het dit gemaak omdat die Jode nie meer die Hebreëus kon gelees het nie, omdat hulle in die ballingskap gegaan het. Nou goed, kom ons kyk gou-gou. Ons moet, in die Grieks wil ek dalk net opmerk, word daar ook tog verskillende woorde gebruik vir sien en dat God toelaat dat hulle sy
heerlikheid aanskou. Goed, so wat het die kerkvaders en die hervormers, hoe het hulle Exodus 24 hierdie gedeelte verstaan? En ek wil hier verwys na Cyrillus van Alexandrië. Hy's 'n meer onbekende kerkvader gewees uit daardie tyd uit. Hy sê, onthou nou daar lê tussen hierdie twee, tussen Ulrich Zwingli en Cyrillus van Alexandrië, lê daar rofweg 1000 jaar van verklaring. Nee. So hulle het ook hierdie tekste gelees wat ons nou gelees het. Nie altyd presies die teks wat ons hiervoor ons nou gehad het nie, want ons is baie bevoorreg, daar's baie werk al gedoen. So Cyrillus van Alexandrië het gesê dat hulle, dis nou daai steenpilare, die leiers, God gesien en geëet en gedrink het sonder om verteer te word. Hy begin sommer met, hy sê, dit moet jy raak sien, is 'n vooruitwysing na die nuwe verbond, in ander woorde na die Nuwe Testament, waar sondige mense sonder vrees die maaltyd van die Here geniet. So Cyrillus van Alexandrië vat dit dadelik na die Nuwe Testament toe en hy sê Exodus 24 is God trek die gordyn oop en sê vir ons dit is wat kom. En wanneer ons die Here Jesus aan tafel sien in die Nuwe Testament, is dit weer God wat vir ons sê, onthou, dit is wat was, dit is wat kom. Ook vir ons met die bruilofsmaal van die lam. Nou, min mense ken vir Ulrich Zwingli, maar Ulrich Zwingli was een van die groot hervormers. En ek verwys nogal baie na hom. Ons gereformeerde nagmaalbeskouing is baie sterk beïnvloed die gedagte van die herinneringsmaaltyd deur Ulrich Zwingli. Nou Ulrich Zwingli het uiteindelik in die slag van Kapel met sy lewe geboet. Dit was 'n oorlog teen die Rooms-Katholieke en die Katholieke het hom op die slagveld gewond gevind en hulle het hom die kans gegee om weer 'n katholiek te word en hy wou nie en daarom het hulle Ulrich Zwingli daar tereggestel. So, en dis hoekom ons nie baie van hom het nie, maar hy was baie invloedryk. So, hy sê, hier op die berg sien ons die aard van ware aanbidding. God roep sy verbondsvolk tot hom, spreek sy wet uit en bekragtig die gemeenskap deur 'n genade maaltyd. Die aard van ware aanbidding, God roep sy volk en elke Sondag, die oproep is klaar daar, roep God ons, hy kondig vir ons af, hy sê vir ons, hy praat met ons, hy kondig ook vir ons sy wet af, en Ulrich Zwingli, dat val die klem nogal hier op die wet, waar ons lewe in 'n tyd waar baie mense niks wil weet, byvoorbeeld, van dat die woord van die Here is ook die wet van die Here wat in die erediens gehoor moet word nie, en hy bekragtig die gemeenskap deur 'n genade maaltyd. Nou, onthou nou, hierdie gedeelte gaan oor die kansel en die tafel. En jy het altyd eers die kansel, dan het jy die tafel. Altyd eers die woord, en dan het jy die maaltyd. En dis presies wat ons ook dan gesien het in Exodus 24. In ons nagmaaldiens is dit altyd eers die woord, en dan die viering van die nagmaal, en dan danksegging. So dit is baie belangrik, dat 'n mens ook onthou, dat in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk, het die erediens hierdie twee aspekte gehad, hierdie twee dele gehad. Daar was die woordbedieningsgedeelte, en die hele gemeente, met ander woorde, beleidende en dooplidmate kon daarby betrokke wees, en dan was daar die tweede gedeelte, die nagmaal gedeelte van die erediens, en daar mag die dooplidmate nie nagmaal gebruik het nie. So jy het altyd hierdie orde gehad, en dit kom al uit die Ou Testamentiese tyd, ek het dit nou vir julle aangetoon, uit Exodus 24, eers woord, God het gespreek, hy het gepraat, Moses het dit neergeskryf, hy het dit weer vir hulle gelees, hulle het altare gebou, hulle het 'n offer gebring, dan gaan hulle op, dan is dit die verbondsmaaltyd,
En daar het nie die hele volk aan deel geneem nie. Die volk het daaronder gestaan. Dit was Moses, Aaron, Nadab, Abihu en die oudstes. Hulle het die verbondsmaaltyd met God geëet. So ek dink nie altyd hierdie goed so moeilik vir mense om te verstaan nie. Ek dink net hulle wil dit nie verstaan nie. En dan loop hulle natuurlik agter heersende teologiese gedagtes aan wat gepredik word ongegrond, sonder enige goeie begronding, sonder enige goeie navorsing. En mense luister net na enige iemand. Goed, kom ons kyk na die vraag. Hoe verander die gedagte van 'n verbondsmaaltyd jou benadering tot die erediens? Nou, ek wil vir julle ook geleentheid gee, julle kan ook deelneem, ek sal die vraag antwoord, maar werklik, jy kan gerus kom deelneem. Ek dink 'n mens moet voortdurend jouself ondersoek oor, hoekom wil ek kerk toe gaan, en hoe gaan ek kerk toe? Hoe sien ek dit wat ek daar gaan doen? Waarmee is ek besig as ek kerk toe gaan? En hierdie hele pitkosbenadering is nie eers 'n baie klein persentasie. Ek wil nie eers dit 'n persentasie gee van wat jy moet dink wat dit is wat daar gebeur nie. Jy gaan na die erediens, want wel God het jou geroep om hom te dien. En jy as mens het as skepsel het die verantwoordelikheid om die almagtige lewende God te gaan dien, om hom te gaan aanbid, om in sy teenwoordigheid te kom, sodat jou bestaan hier op aarde vir jou kan ook sin maak. Want ek kan nie bestaan sonder God nie. Die lewe wat ek het in my is van hom, en bestaan maar net in my, omdat ek hierdie band en hierdie verhouding met hom het, en om te kan dink dat ek as 'n sterflike mens met beperkings, en dan nog daarbey ook 'n sondaar mens, in die teenwoordigheid van hierdie ontsaglike, heilige, almagtige wese kan kom, en bly leef, is oorweldigend. So jy kom nie net by 'n erediens en jy stap daarin en jy's raserig en rumoerig en besig met die wêreld en jou eie dinge, en want dan is jou hele begin van dit wat daar gaan gebeur as in 'n ontmoeting met God is verkeerd. En nie alleen gaan jy nie iets daar wegneem nie, maar jy ag nie die persoon, die lewende wese in wie se teenwoordigheid jy is nie. Jy het nie eens 'n begrip daarvan nie. So, om dan nog te dink, ek het die voorreg om te gaan sit en in sy teenwoordigheid te kan eet en drink, en dit is sy seun wat die gasheer van die tafel is, en ek sit naby hom, ek is so naby aan God, ek is in sy teenwoordigheid, en ek eet brood en ek drink wyn en ek beleef sy teenwoordigheid. Dit verander heeltemal hoe ek dink aan die erediens. En wat kan ek dan nou hê wat nou nog so belangrik is, dat ek nie daar kan wees, om as God vir my 'n uitnodiging stuur en hy sê, ek wil jou sien. My skepper wil my sien. Hoe moeg moet ek wees om nie te gaan nie? Wat moet so belangrik wees dat ek nie gaan nie? Dat ek nie daar is nie? Dat ek dink wel, ek het nou nagmaal gebruik, nou kan ek opstaan en ek kan sommer huis toe gaan. Nog voor die dankseggingsdiens plaasgevind het. Wat gaan in my kop aan? Wat dink ek van God? As dit my benadering is, die konklusie wat ek bereik is, ek lees nie my Bybel nie. En ek verstaan nie. Of ek lees my Bybel, maar ek lees nie en ek begryp nie wat daar vir my gesê word nie. Want dit is vir my
Ek het gekom om God te dien. Nie gekom vir myself nie. Ek het nie gekom ter wille van mense nie, of die kerkraad nie, of om net die kerkraad van my nek af te kry nie, om te sê ek was by die nagmaal nie. Ek het gekom om God te dien. Dit gaan mos oor my verhouding met hom, en dit gaan vir my oor hom. Daar's niks belangriker nie, want my lewe bestaan net uit hom uit, en die res van my bestaan vir 'n ewigheid is in my lewe in sy teenwoordigheid. So, ja, dit is ek sal graag wil hoor of julle dalk iets anders te wil sê. Miskien kan ek nog die tweede vraag ook doen, en dan gee ek julle gou 'n kans. Watter ooreenkomste sien julle tussen Sinaï se maaltyd en die nagmaal vandag? Ek dink die groot ooreenkoms is, dit is beide maaltye in die teenwoordigheid van die lewende God, waar mense die versekering ontvang van God se, nie net sy teenwoordigheid en sy betrokkenheid nie, maar ook sy genade, van sy omgee, van sy liefde, van sy net daar wees in mense se lewe. Goed, is daar miskien enige iets wat een van julle nog wil vra of wil byvoeg? Net hier, kyk, dan blaai ek net hier so deur met die groep van ons. Julle is regtig baie welkom as julle dit sou wou doen. Goed, ek het eintlik gehoop, want dit sou wonderlik gewees het om nou juis vanoggend nou te gaan na die Nuwe Testament toe, waar ons 'n voorbeeld het van die Here Jesus, wat eers die woord verkondig en dan die brood breek. Maar ek het nou te veel gepraat vanoggend, die tyd het uitgeloop. So ons sal volgende week, as die Here ons spaar, dan weer teruggaan na die Nuwe Testament toe, en ons sal op dieselfde wyse dan die woordbediening aan die Emmausgangers en die viering van die nagmaal daar beleef. En hier is ook 'n klomp interessante en belangrike dinge. So dit dan nou volgende week. Baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. As daar enige iets is wat jy wil deel of wil vra, is jy baie welkom om dit op WhatsApp te doen. Ek wil vir ons dan afsluit met 'n gebed, en ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is 'n oorweldigende groot gedagte dat ons in u teenwoordigheid kan kom, dat ons as mense wat sondaars is, soveel genade ontvang, dat u gemeenskap met ons beoefen, dat ons die voorreg het van 'n erediens op 'n Sondag, dat ons ook die nagmaal kan vier. Here, as ons u woord so lees, besef net hoe min ons soms insien en hoe min ons soms verstaan van hoe groot hierdie voorreg is. Help ons om dit met ander te deel, ook in ons gemeente, en laat hierdie boodskap ook uitgaan na die wêreld toe waarin ons leef. En Here, baie dankie vir al u liefde en u omgee. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek sê vir julle almal baie dankie, en baie dankie dat julle ook ingeskakel het by vanoggend se Bybelstudie. En 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal.